Ja, dan trek ons weg, soos ons besig met 'n reeks oor lofprysing en aanbidding en wat alles sommer daarmee gepaard gaan. Vanoggend is nou die derde een in die reeks. En so ek wil net gou so 'n bietjie hersiening doen, net 'n recap doen vir die wat nou vir die eerste keer vanoggend in die reeks hier by is, wat kom kuier het. En dan gaan ons aangaan met vanoggend se tema. So die eerste Sondag in die reeks het ons vir mekaar gesê dat lofprysing het gaan oor ons stories. Dat musiek kan nie los wees van wat ons eie stories is nie. So mense het sekere voorkeure op taal, kultuur, ras, agtergrond, geskiedenis wat 'n mens sekere liedere kies omdat dit het 'n storie met jouself te doen het. Ons het vir mekaar daaruit gesê dat uit dit het ons almal ons 'n verskillende stories. Jou storie en Dean se storie is nie dieselfde storie nie en daarom kies ons verskillende musiek en verskillende musiek het 'n effek op ons. En ons het dit vir mekaar mooi uitgewys hoe ons verskillende kies. Hier in die kerk het ons 'n klomp verskillende style gekies, want dit het te doen met ons stories. Die tweede Sondag het ons vir mekaar gesê dat binne hierdie verskillende stories kan of is lofprysing en aanbidding wel 'n persoonlike ding, maar dit is nie 'n eie ding nie. So is baie persoonlik, maar jy kan dit nie alleen doen nie, ons doen dit saam met mekaar. Paulus het gesê, sing onder mekaar liedere, ons het hom so 'n bietjie verwoord en gesê, sing vir mekaar liedere. En die drie goed wat ons daar uitgevat het, is om vir mekaar te sê, wanneer ons lofprysing en aanbidding doen, dan is dit ten opbou van almal wat hierso is. So wanneer jy dalk nou down is en iemand langs jou sing uit volle bors uit, dan kyk jy en dan begin jy besef, maar okay, is dalk nie so erg nie. En jy weet, jy word aangemoedig, jy word bemoedig. En miskien sê jy, weet, as jy nou in hierdie ekstase van lofprysing is en jy sien iemand anders wat net sit, dan wil jy belangstel in hulle storie. So daai ene was van lofprysing help ons om waar ons is op die oomblik mekaar te kan ondersteun. Die tweede punt wat ons vir mekaar gesê het, dit gaan oor die saam wees. So dis lekker as mense in die kerk instap en ons atmosfeer dink ek doen dit al reeds. Jy voel jy's deel van iets. Maar lofprysing sê ook, jy's deel van 'n groter prentjie. Jy's nie alleen nie, dis 'n plek waar jy kan behoort. En daai plek waar jy behoort is omdat ons iets in gemeen het. Nee, dis die regte woord. Dat ons vir Christus, vir God drie enig aanbid. Dis 'n gesamentlikheid wat ons het. En dit vorm ook 'n eenheid. So ons kan sê dat wanneer ons lofprysing doen, dan doen ons dit as 'n eenheid, want ons sing tot eer van God. En dis waar ons kom by die derde een vanoggend, is dat ons gaan 'n bietjie dieper in hierdie hele beginsel inklim van as ons sê lofprysing, waar gaan dit werklik? Wat is die hart van lofprysing? Want hopelik sal ons mekaar sê, dit gaan oor God. Maar dit gaan nie net oor Jesus nie, dit gaan nie net oor die Vader nie, of die Heilige Gees nie, is al drie saam. Lofprysing moet te doen hê met die drie enige God. Lofprysing kan die mooiste ding wees, dit kan die mooiste melodie wees, dit kan die pragtigste woorde wees. Maar as die kern daarvan nie in jou hart iets van God bring nie, dan beteken dit niks nie. Dan is dit soos die Korintiërs teks in 'n liedjie wat ons mos sing. Dan sit maar net leefwoorde, klinkende simbale, daai tipe van goeders. Beteken absoluut niks as die kern daarvan nie God is nie. En die wonderlike ding net is, sodra lofprysing hierdie identiteit aanneem van dat dit oor God gaan, dan vind daar sekere goeders plaas. Dis asof in lofprysing God in sy karaktereienskappe vir ons kom wys.
Dat God kom in sy wese en sê, hier is ek, beleef my. Julle oor is anders, ons wil altyd sê in lofprysing wil ek dit beleef. Wat wil jy beleef? Of jy ooit gevra as jy 'n lofprysingslied sing, en jy sê, joh, dit was nou lekker. Wat van dit was vir jou lekker? Kom my hande in die lug op sit. Hoekom? Hoekom was dit vir jou om jou hande in die lug op te sit? Joh, daai woorde was mooi gewees. Hoekom was daai woorde vir jou mooi? Wat beteken daai woorde? Ek vra baie veel keer vir mense, as met na die dienste goed, dan kom op party mense vir my sê vir my, ja, dankie Dom, en die preek het vir my baie beteken. En sê ek so, wat het dit vir jou beteken? Nee, dit was vir my goed gewees. So, wat was goed gewees? Dis die algemene woorde, maar jy het nie 'n klou wat eintlik aan die gang is. Jy weet dit was mooi en dit was goed gewees, maar so what? So wat is dit wat in lofprysing gebeur? En Paulus help ons nou nogals met 'n teks. As hy begin praat oor karaktereienskappe, dan skryf hy vir ons dat ons onsself die karaktereienskappe van God moet leef. En ek wil vir julle lees en vir julle wys hoe dit in lofprysing uitkom. So Kolossense 3. As jy wil saam bly, my Bybel op bladsy 64. Kolossense 3. 64 nou van die Nuwe Testament, né? Ek gaan vir ons lees Kolossense hoofgedeeltes van Kolossense 3 vers 12 af tot 17 toe, maar ek gaan so een versie voor dit lees. Goed, Kolossense 3 vers van 11 tot 17. Paulus skryf daar, hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle hoor nou al klaar hoe ek gesê, waaroor gaan lofprysing, dis die sentrum daarvan. Dan gaan hy verder, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle, en nou lees hy 'n paar karaktereienskappe, meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle ook vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in julle sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Paulus sê vir ons, dat maak nie saak wie en wat jy is nie. Maak nie saak van wat jou agtergrond is nie. Maak nie saak wat jou storie is nie. Niks van daai goed maak saak wanneer dit kom om in God te glo en hom te volg nie. En so is dit dieselfde met lofprysing. Dit maak nie saak wat daai goeders is nie. Waaroor gaan dit? Dat lofprysing hierdie een iets moet wees wat binne in Christus is, binne die drie-enige God is. En dan kry God se karaktereienskappe. Dit word deel van ons. Dan word daai karaktereienskappe nie net God se nie, maar ons sinne. Maar kom ek wys vir julle uit. Die eerste een sê ons moet meer lewend wees. As ons daarmee sê Paulus sê ons moet meer lewend wees, dan sê eintlik God is ook meer lewend. Want dan is in die beeld van God geskape. Dis dieselfde effek. So, wanneer ons sekere liedere sing, dan raak ons bewus daarvan dat God meer lewing met ons het. Daar's liedere wat ons kan sing en sê, Here, ek sit hier op my knieë. Ek is moeg,
Ek is oorlaai en ek kom na U toe. En God sê, maar jy is my kind. Kom vind rus by my. Né? In die lied wys God self sy meelewing. So hy vra nie net van ons om so te leef nie, hy kom wys dit vir ons. En tweede een is God se goedgesindheid. Ons so baie liedere wat ons sing, wat ons erken dat God vir ons goed is. Ons erken daarvan dat ons afhanklik van God is. Ons erken in sekere liedere dat hy vir ons sorg. Een wat ons baie keer gebruik is daai Jesus be the center. En dan op 'n stadium met hy die gedeelte wat sê, "'Cause you're my provider." As ons daarin wil glo, dan moet ons daai eienskap van God begin ervaar in die lied. Dis nie net leefwoorde nie, dis nie net mooi woorde nie. Dis iets van God self. Nederigheid. Ons sing daai lied, "O Here my God, as ek in eerbied wonder." In daai lied erken ons hoe groot God is. Daar's 'n klomp van daai liedere. Ou liedere sal sy wees uit die liedboek uit sê majesteit. Glansryk is die heerlikheid. As ek in die aand na die sterre kyk. Al daai liedere te doen met die grootheid van God. Nou sê ek vir myself, maar waar kom dit by nederigheid uit? Want daai grootte God wat ons aanbid, was bereid om hom so klein te maak in hierdie groot skepping van hom, om saam met ons op aarde te kom woon, sy goddelike status prys te gee, mens te word in hierdie gebroke wêreld, saam met ons te leef, op die einde van die dag 'n dienaar te word, gelyk aan 'n slaaf, bereid om te sterf. Hierdie groot almagtige God wat ons in ons lofprysingsliedere eer, word ook hierdie klein iets saam met ons. Daai is die ultimate beeld van nederigheid. Dis hoe God homself openbaar ook in lofprysing. As ons begin bewus raak van wat sing ons eintlik. Sagmoedigheid. Ons in daai liedere waar hy's bietjie amper dieselfde as meelewend, maar hierdie sagmoedigheid is net vir my is liedere wat ek kan voel hoe God my omhels. Hoe hy saggies met my werk. Liedere soos genade onbeskryflik groot. Ek as 'n wegloopkind kom weer by die tuis by die Vaderhuis. Ek ken daai storie. En ek weet ek is daar tuis by die Here en hy omhels my. Eintlik hy hardloop my tegemoet. In die lied partymal dan voel ek net hoe God se arms om my vou. En ek weet ek is so veilig. Hierdie groot almagtige God word soos 'n sagte teddybeer waarna ek net kan vashou. Daar's baie keer liedere wat ek net dit in beleef. Verdraagsaamheid. Liedere soos genade onbeskryflik groot. Daar's ou liedere wat ook oor vergifnis gaan. Sê vir my dat God verdra my. Met al my foute, my vinnige kwaad word, my vinnige ongeduld. Kom God en sê, "It's okay. Ek gaan hy goed manage." God is bereid om ons elkeen te verdra. En ons beleef dit in lofprysing. En dan is die vraag nou natuurlik, hoekom sukkel ons daarmee? Dit moet ons nou oorspoel in ons lewe, want dis waaroor lofprysing gaan. Lofprysing gaan oor hierdie goed, is dat dit nie net mooi woorde is, mooi melodieë is, of wat ook al dit is nie. Het gaan oor, kom sit dit in my hart, en ek word deel van God, en ek begin te leef volgens God.
Ons wil sê prediking is die belangrikste van die erediens. Ek wonder of ek nie begin 'n verskil daarvan nie. Want ek dink in lofprysing is daar eintlik baie meer wat moet gebeur as ons ernstig daaroor is. So ek gaan 'n lied vir julle speel, 'n baie bekende lied. Dit is nou 'n Engelse lied, so as jy nou teen Engels is, nê, verdra dit 'n bietjie, nê. Maar ek gaan die lied vir julle speel. En ek wil hê jy moet baie mooi na die woorde luister, maar luister ook na die melodie. Neem die lied as 'n totaal in. Maar nou waarmee ek besig is, gaan ek nou al vir jou sê, ons twee verskillende weergawe wat ek gedoen het in hierdie een lied. Jy gaan dadelik hoor wanneer hy oor switch. Maar voel die goed aan. Na die tyd gaan ek daarmee werk en vir julle iets wys rondom. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. The King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking in my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about Oh, it's all about you. It's all about It's all about It's all about you. It's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh. Sing that with us.
It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. W. Smith oorgedoen is. So was die twee weergawes gewees. Hy het begin met Matt Redman sinne en hy het later oorgegaan na Michael W. Smith sinne. So met die wys van hande, niemand gaan verkeerd wees nie, so hoef nie skaam te wees nie. Wie die eerste gedeelte van Matt Redman sin verkies? So 'n paar hande. Wie het Michael W. Smith sin verkies? Ek ook. Alright. Ek het Matt Redman se weergawe, of as jy hom Google dan sien wat eerste op, nou luister ek, dink ek, okay, dit is mooi rustig, maar ek onthou, so as tiener, weet toe ek nou, toe geloof begin in my lewe intree, toe is ek blootgestel aan Michael W. Smith se lied. En dis wat ek onthou daai weergawe, so Matt se was vreemd vir my op die oor. Nou soek ek die ene, en ek dink, alright, julle ken nou, met hierdie lofprysing is dit wat ek gaan doen, ek gaan al twee weergawes vir ons gee. Werk ek daarmee, ek maak die video klaar en sulke goeders, en daar's iets wat ek soek rondom die lied. En, ek werk nou mos, jy vra nou deesdae mos vir AI om vir jou goeders te soek, jy vra nie meer vir Google nie, daar's makliker maniere. En die persoon, die ding sê vir my, hy praat my soos 'n persoon met my, en dit partymal is dit scary. Nou sê die ding vir my, die program, Matt Redman het die lied geskryf. Ek sê, no way, Michael W. Smith het die ding, want dit is een wat ek ken. Ek het nog nooit eens gehoor van Matt Redman tot onlangs toe nie. Hy sê nee, dit is 'n misverstand gewees. En nou daar vind ek die storie uit. Wie ken die storie van hierdie song? So Matt Redman, hulle is in 'n gemeente in Engeland iewerste. En hulle bandleier het op 'n stadium gegaan en al die instrumente uit die kerk uitgehaal. Alles. Matt het nou toe gegaan en gesê, wat maak jy? Hy sê, hierdie goeters hou ons weg van God af. Ons gaan vir 'n tyd lank worship doen sonder instrumente. Ons gaan teruggaan oor wat dit beteken om te worship, om lofprysing te doen. Sonder al hierdie verliedjies en goedjies en laaitjies. En Matt sê hy is daar weg. En hy gaan sit en skryf die lied. Nie 'n lied nie, hy sê hy gaan skryf net sy hart op papier uit. En sy bedoeling was nooit dat 'n lied moes geword het nie. Hy het net sy hart gaan skryf en gesê, Here, ek is jammer dat dit is wat ons gemaak het van die goeders af. Want al die goeie iets anders te begin gaan het, maar nie oor U begin gaan het nie, en dis wat hy skryf. 'n Belydenis uit homself, uit 'n getuienis oor wat hy beleef. Later het hulle toe nou besluit, kom ons sit hierdie lied om. En ek sit by myself en dink, ek het daar na daai ding geval, nie dat ons verkeerd is nie, hoor my. Maar ek het onmiddellik na hierdie ene gegaan waar jy gevoel, daar's 'n koor wat sing, dis mos nou lekker. En ek mis ook die punt. So ek sê ons is verkeerd daarmee nie. Ek probeer net vir julle uitwys. Wat doen ons met lofprysing en aanbidding? Ons maak dit iets vir onsself en nie eintlik wat dit behoort is om te wees nie. Dat lofprysing, aanbidding, en ek wil eintlik dit nou breër vat en sê, geloof oor die algeheel is veronderstel om oor God te gaan, nie oor ons nie. En hoe maklik doen ons as mense nie dit nie? As dit nie my pas nie, as dit nie volgens my gaan nie, as dit nie vir my werk nie. Hoekom dink julle is daar so baie kerke? Hoekom sit julle hier in 'n ander kerkie? Want daai werk nie vir julle nie, hierdie werk nie. Hoekom sit hier nie ander mense hier nie, want dit werk nie vir hulle nie? Want waaroor dit gaan oor onsself. En nou wil ek ons terugvat na 'n hele paar preke terug toe. Wat is ons jaartema?
John Reno kan hierdie jaartema vir ons weer opsit. Ek dink hy's net daarbo. Het ons al vergeet hiervan. Ons jaartema is 'n lewe toegewy aan God. As God regtig saak maak, moet ons onsself begin afvra waarmee is ons besig? Is ons voorkeure, ons style, al hierdie goeders, selfs wanneer dit by die erediens kom, wanneer dit kom by lofprysing, al hierdie goeders, maak God vir ons nog regtig saak binne in dit. Ek gaan terug na daai een teksie toe, wat Jesus sê. Hy sê, as jy agter my wil aankom, as jy my wil volg, moet jy wat doen? Wie ken daai enetjie? Jy moet, ja wat? Ja, jy moet jou kruis optel voor dit. Wat is die eerste opdrag wat hy gee? Jy moet jouself verloon. Met ander woorde, waar gaan dit? Jy moet die eie ek prys gee. Jesus sê dit baie duidelik vir ons daarso, as daai eie ek gaan keer dat jy deel kan hê aan die koninkryk. Jy kan nie met jou eie ego, jou eie ek my volg nie. Jy moet daai goed prys gee. Die vraag is, hoe bereid is ons om dit te doen? Hoe bereid is ons om in hierdie gemeente, alles wat ons doen, die eie ek prys te gee en te sê, Here, hier is ek. Miskien moet ons weer 'n belydenis doen. Miskien moet ek ons deur 'n proses vat en sê, kom ons skryf iets en sê, Here, ek is jammer vir dit wat ek van die goed gemaak het. Het ek nie van kerk, van die erediens, van lofprysing, van my lewe, my werk, 'n afgod gemaak nie. Sodat dit my pas nie. As ons terugkom na die hart van lofprysing toe, dan kan dit net oor een ding gaan. Anders as die lied nie net oor Jesus nie, maar as God drie-enig. So eenvoudig soos dit.